Dagsie, vandag begin ons met 'n splinternuwe hoofstuk genaamd analitiese meetkunde. In vandag se video gaan ons kyk na bietjie na hersiening van die formules van die afstand, die middelpunt en die gradiënt. Die afstandsformule verwys na die afstand of die lengte tussen enige twee punte A met die koördinate XA, IA en B met die koördinate XB, IB. Die afstand word gegee deur die formule vierkantswortel van die verskil tussen jou twee x-waardes gekwadreer plus die verskil tussen jou twee y-waardes gekwadreer. Onthou, hierdie formule kom eintlik maar van Pythagoras se stelling af. Die afstand kan geskryf word as D onderskrif AB, so die D kom van die Engelse woord distance. Dit kan ook net geskryf word as AB, so die letters verwys na wat ook al die sy, hoe dit benoem is. Indien 'n derde punt ewe ver is vanaf A en B. Nou, jy sal sien hierso, ek het 'n hulpskets gebruik. En dit is nogal 'n handige wenk om te gebruik wanneer jy probleme en oefeninge doen. So indien hierdie derde punt ewe ver is vanaf A en B, praat ons van gelyke afstande, met ander woorde AP en PB, wat beteken AP is gelyk aan PB met behulp van die afstandsformule. Die koördinate van die middelpunt M, so dis 'n hoofletter M wat vir die middelpunt of die Engels midpoint gebruik word. So onthou, 'n koördinaat bestaan uit 'n X en 'n Y koördinaat. Tussen enige twee punte weer eens, ons gaan 'n A, XA, IA en B, XB, IB gebruik. Nou hierdie middelpunt word gegee deur vir die X die gedeelte van die koördinaat, die som van die twee X-waardes gedeel deur 2 en vir die Y gedeelte is dit die som van die twee Y koördinate gedeel deur 2. Onthou, om dit in 'n koördinaatvorm te gaan skryf, met ander woorde, die hakkies en die kommapunt is baie belangrik. Vir die gradiëntformule kyk ons spesifiek na 'n reguit lyn AB. Weereens het ons die twee koördinate A, XA, IA en B, XB, IB. Nou hier maak ons gebruik van die klein letter M vir gradiënt. Die gradiënt word bepaal deur die verskil tussen die twee y-waardes gedeel deur die verskil in jou twee x-waardes. Let daarop, as jy besluit om met jou b-koördinaat se y-waarde te begin, moet jy ook met jou b-koördinaat se x-waarde in die noemer begin. In die geval van ewewydige lyne, is die gradiënt van AB gelyk aan die gradiënt van CD. Vir loodregte lyne is die gradiënt van AB gemaal met die gradiënt van CD gelyk aan -1. Vir kollineêre of saamlynige punte, so dis punte wat op dieselfde lyn is, kry ons dat die gradiënt van AB gelyk is aan die gradiënt van BC, maar dit is ook alles gelyk aan die gradiënt van AC. Soos daar byvoorbeeld vir jou gevra word, bewys dat 3 punte kollineêr is, hoef jy net 2 van daai gradiënte gelyk te bewys en dan sal al 3 punte saamlynig wees. Ek sal voordat jy eers deur die voorbeelde in jou handboek gaan, voordat jy die huiswerk aanpak, want dit word bietjie op 'n ander manier gevra as net om die afstand te bepaal. Jy gaan meeste gevalle 'n onbekende moet uitwerk as vir jou byvoorbeeld gegee word 'n afstand of 'n gradiënt of 'n middelpunt. Sterkte, geniet dit!